Here God, wat 'n voorreg om so saam te wees as die kinders. Here, ou mense, vroumense, jong mense. Here, dankie dat ons hier by mekaar kan wees om die naam groot te maak uit volle bors, of ons oud is, jonk is, of die liedjies 80 jaar terug geskryf is, of 180 jaar terug geskryf is. Here, dankie dat ons hier kan staan. U naam kan groot maak met vrymoedigheid. Here, dit is nie oral in die wêreld die geval nie. Ons is geseënd. Kom Here en ontmoet ons hier, in hierdie oomblik, waar ook al ons is, wat ook al aangaan in ons lewe. En Here, kom praat met ons, soos net U kan, Here. Dit vra ons, Here, in U naam. Amen. Ek wil ook welkom sê vir almal wat by ons aansluit via die video. Ons het vanoggend 'n inseëning, en as gevolg van die feit dat ons 'n inseëning het, en ons het mense wat van elders af inskakel, gaan ons die inseëning deel maak van die video. So as jy nie betrokke is by die inseëning, of familie is van die inseëning nie, en jy wil hierdie deel van die video skiep, is jy meer as welkom. Maar ons wil welkom sê vir die mense uit Ierland, wat spesiaal die video gaan kyk vanaand 6 uur, om ook deel te voel van dit wat met familie gebeur vandag hier aan die suidpunt van Afrika. Ek wil welkom sê aan mense uit Hoedspruit en Potties, en mense in Engeland, en mense in Turkye, en dis amazing om te weet dat ons die video kan doen, en hoe mense dit wyd en ver gebruik, en by ons inskakel. Vanoggend, soos ek gesê het, het ons 'n inseëning van 'n verskriklike mooi jong dame, en haar name sal ek nou vir julle verduidelik. Dis beautiful en special, maar ek wil vra dat Rudy El Emmet Iman vorentoe kom, saam met Papa Eddie, en mama Ineke, en oumas en oupas, en boeties en sissies, en ooms en tannies, en almal, kom vorentoe. Fotograwe, Jan, moenie bang wees nie, ek het gesien, jy het 'n groot kamera gebring. Jy, jok, man. Is dit nie jy nie, was dit sy? Is dit sy, right. Gaan nie oumas en oupas nie join nie, is julle skaam. Jong Eddie moet eers verby stap, dan sal ou Eddie bykom. Ouer Eddie, sorry Eddie. Ouer, nie oud nie, kom staan nie in die middel. Ek mag dalk op julle spoeg, maar ek sal 'n bietjie terugstaan. Right, okay. So, vandag kry ek flashbacks. Sien die vak op universiteit wat die enigste vak, daar was 2. Een was Duits, maar hy tel nie. Die vak wat ek amper gepluk het op universiteit, was Hebreëus. Dit was die vak wat ek mee gesukkel het, serieus nie gesukkel het, en nou het julle vandag my teruggevat in tyd, en alles hier is Hebreëus. So Rudy beteken roos, en El is God, en Emmet is getrou, of die God van waarheid. Die God wat altyd daar is, die God wat konsekwent is. So haar naam beteken letterlik in totaliteit, as jy dit in alles by mekaar sit, die roos van die getroue God van waarheid. Of jy is die roos van die getroue God van waarheid. En daar was 'n ruk, baie jare terug, was daar met Bruce Wilkinson so 'n boekie uitgegee, die gebed van Jabes. En Jabes se maat het hom vervloek met sy naam, want hy het hierdie moeilike naam gehad, wat eintlik gesê het, jy's moeilikheid, en jy's nie dit gaan nie met jou goed gaan nie. En wanneer ons kinders se name uitkies, dan besef ons nie altyd dat ons iets oor hulle sê. En Roos is so 'n beautiful naam. En nou hoef jy nooit weer vir haar blomme te koop, want jy het vir haar 'n roos gegee. Elke keer as jy net luister, ek hoef nie veel blomme te bring op Moedersdag en Valentynsdag nie, jy het 'n roos. Hou haar net vas. Maar in elk geval, nee, Eddie is 'n man met 'n plan. Mooi gedink. Eddie, baie geluk met ek. Wie die naam gekies, jy of sy? Kom wees eerlik. Sy, saam. Die diplomatieke antwoord was saam. Sy het gekies en jy het saamgestem. Okay, right. So wanneer ons 'n kind inseëning, en dis, by Dynamis doen ons 'n inseëning, want nêrens in die Nuwe Testament word kinders gedoop nie. Jesus is tempel toe gebring, en hy's deel gemaak van die geestelike familie, en hy's geseën voor God, en hy's besny, want dis wat Jode gedoen het. En toe hy groot was, en gesê het, maar sy bediening begin, is hy gedoop, en toe Jesus opgevaar het hemel toe, wat ons donderdag gevier het,
net voor dit het hy gesê, gaan na al die nasies toe, maak hulle my disippels, en dan sê hy, en doop hulle. So wanneer ek my lewe vir die Here gee, en Paulus praat van Romeine 8 en Romeine 9, dan sê hy, wanneer ek gedoop word, dan sterf ek saam met Christus, en staan met hom op. So 'n doop is 'n getuienis van 'n lewe, toegewy aan God, en hierdie kind, en ek sê dit altyd, hierdie babietjie dink julle is die slimste ding wat nog ooit geleef het, en, maar sy kan nog steeds nie kies nie. Sy kan nog steeds nie sê, ek wil die Here volg, of ek wil nie die Here volg nie. Vandag kom maak ons haar deel van 'n familie, kom beloof julle dat God is eerste in julle huis. Kom beloof julle dat God hierdie kind vir julle leen, en dat julle haar groot maak namens hom. Kom beloof julle dat julle God se planne sal ontdek in haar lewe, en dit sal hulpbronne gee, en alles probeer doen om God se plan vir haar lewe 'n waarheid te maak, en nie hele planne op haar af te forceer nie. En kom beloof julle dat God is die middelpunt van julle huwelik, van julle huis, en dat sy by jou sal leer van God die Vader. En dit is 'n verskriklike groot verantwoordelikheid. Want ek weet, elke keer wanneer ek die woord God die Vader gebruik, dan sit daar mense in die gehoor wat so 'n negatiewe beeld het van 'n pa, dat ek dit moet elke keer sê, God is die volmaakte Vader, en hy is nie soos aardse paas nie, en Eddie, ek wil vir jou regtig sê, die grootste woord wat jy kan leer met jou kinders is, ek is jammer. As jy 'n fout maak, sê dit vir hulle, net daar. Hulle moet agterkom, pa is nie volmaak nie, sodat hulle kan agterkom, wanneer pa 'n goeie dag het, dis hoe God die Vader lyk, en wanneer pa 'n slegte dag het, dis nie hoe God die Vader lyk. En by jou moet jy iets leer van God se moederhart. Die Here sê dat hy is oor ons soos 'n ma in barensnood. Hy sê soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerk sit. So voel hy oor ons. En dis wat jou kinders, hierdie een ding, as die Here vir julle nog gee, en is binne in sy plan, en ouma en oupa, julle blessing gee, want dit is 'n spanwerk, dat julle sal pa en ma wees, en oumas en oupas wees, en besef dat it takes a village. En daarom word sy vanoggend deel van 'n gemeente en 'n geloofsfamilie. En ek weet hier's baie mense hier wat sal babysit. Ons het meer as een paartjie in die gemeente wat gesukkel het om swanger te word, en nou swanger geword het, en dis so 'n geskenk, so 'n groot geskenk. En is so voorreg om vanoggend hierdie kind in te seën, en ekskuus, ek rek dit uit, want sy hou aan slaap. En ek is so bang, ek gaan nou in elk geval, kos doen hierdie ding. Right, kom. Okay, ja, julle wil die foto's hê met daai mooi kleertjies. Ekskuus. Dis sy. Vir die gemeente wys. Daar is die oogies oop. Hierdie lig is skerp. Broedei, LM, die man, ek spreek oor jou, die seën van die Vader en die seën in die Heilige Gees. Ek seën jou in sy naam, die naam bo elke naam. Mag God met jou wees deur elke hoofstuk van jou lewe. Voorskool, hoërskool, laerskool, naskool, werk, huweliksmaat, wat ook al God in 'n plan het vir jou. Mag hy elke tree saam met jou loop, mag jy eers by pappa en mamma, en by goeie onderwysers, en by 'n geestelike familie, mag jy God ontmoet eers op 'n manier, en self hom kies as jou verlosser. Mag God jou ouers lei om jou groot te maak volgens sy wil en tot sy eer en vir sy drome vir jou. Bederf in die afgrond in en vir jou sugar highs gee elke Sondag. Mag jy elke Sondagmiddag slaap van 2 uur tot 4 uur, sodat pappa en mamma kan rus. Mag jy deel wees van hierdie geestelike familie, en mag jy by ons 'n tuiste vind. Ek seën jou. Jy is die geseënde, die roos van 'n getroue God. Jou lewe sal vir mense wys in die moeilikste van tye. God is getrou, en sy skoonheid bly ons sien in jou, sy roos. Amen. Kyk net, hoe kyk jy vir my? Ek dink ek gaan jou hou. Ek dink ek gaan jou nie teruggee nie. Jy is die soetste baba. Papa Jok, hy sê jy huil baie. Ekskuus mens, mag mos nie vreemde babas soen nie. Right. Wat 'n voorreg. Het jy jou beurt? Ja. Sy.
My geluk Eddie Senior, Baie dankie. vrou, Eddie Junior. Nou so, dan sy nog 'n foto kom maar ja, jy weet jy wel. Daar's nooit genoeg foto's nie dat ek uit die pad uitkom. Net nou bars die lens. Daar sy. Right. Nice. En Jan? Maar ja. Right. En lekker tee en koffie drink saam met die family na die tyd. Mag die Here julle seën. Baie dankie. En julle kan maar hande klap. Daar sy. Okay, ons is tans besig met 'n reeks boodskappe oor die Heilige Gees. En die reeks se tema is gemaak vir meer van God se Gees, en die rede hoekom ons dit doen is as my wiskunde reg is volgende Sondag is Pinkster Sondag. Dis die Sondag wat die kerk tradisioneel herdenk as die uitstorting van die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees is veral binne die tradisionele en Afrikaanse kerke is dit 'n baie moeilike topik, en het mense vir baie jare nie geweet wat om mee te maak nie, en dis net een keer 'n jaar vinnig uitgehaal, en meeste dominees was te bang om daaroor te preek, so hulle nooi iemand om Pinkster die dienste kom hou, en dan gat hulle weer weg, en nee, ek spot sommer dominees is nie bang vir enige preek nie, hulle preek alles. En ons het gekies om hierdie 4 weke daaraan te wy, en vanoggend wil ek praat oor die geskenke van God, die gawes van die Gees, wat God deur sy Gees vir ons gee. En ek wil nie vanoggend brag nie. Ek wil 'n punt maak. Want ek besef dat die goed wat ek gaan sê, in verskillende kerke verskillend geïnterpreteer word. En so ek gaan iets sê en dit gaan klink of ek brag, maar ek probeer daarmee sê, dat ek intens studie gedoen het, van dit wat in hierdie tekste staan. En daar's soveel misleiding wat gebeur rondom die gawes van die Gees. Soveel mense wat hartseer is en stikkend is, en hierdie topik het my al vriendskappe gekos in my lewe. Mense wat my afgeskryf het, net omdat ek en hulle anders voel oor hierdie tema. So ek wil vir jou vanoggend sê dat hierdie was deel van my doktorale proefskrif, en ek het regtig die Grieks gaan kyk diep, wat was God se plan en God se doel met hierdie goed. En hoe werk kerk, en hoe moet kerk werk, en hoe het God ons aan mekaar gesit en gemaak, en wat het sy Gees vir ons kom doen deur die gawes van die Gees. So ek wil vir jou sê, so ver soos my menslike gebrokenheid kan, so ver soos ek in my onvolmaaktheid vir jou dit kan gee, wil ek vir jou sê dat ek sonder vrees vir teespraak kan sê dat ek is 99,99% seker dat dit wat ek vir jou vanoggend sê is die reine waarheid, en die 0.1% wat tekort sal die Heilige Gees bysit. Vanoggend se teks gaan oor hierdie. In 1 Korintiërs 12 en kry ons 'n gesprek oor die gawes van die Gees. In 1 Korintiërs 13 kry jy die hele boodskap oor hoe werk liefde. Dan in 1 Korintiërs 14 weer die gawes van die Gees, en dan sal in Romeine en Efesiërs en Kolossense is daar 'n klomp plekke waar gepraat word oor die gawes van die Gees. En daar was selfs in die vroeë kerk was daar ongelukkigheid oor die gawes, en weet watter gawes is die belangrikste, en so ek wil vanoggend wil ek kom en vir jou sê, as jy God se Gees het jy sy gawes. Watter jy het, sal ons vanoggend probeer vasstel. Maar ek gaan begin soos Paulus begin in 1 Korintiërs 12, en ek het dit uit die 83 vertaling gehaal. Wat die gawes van die Gees betref, wil ek, Paulus, of die Here, wil nie hê dat jy oningelig moet wees nie. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis een Gees wat dit gee. Belangrike beginsel, God se Gees gee al die gawes. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Superbelangrik. Elkeen het 'n gawe, en die rede van die gawe is it's not about you. Dit gaan oor die voordeel van ander. Jou gawe word vir jou gegee sodat jy God se liggaam kan dien. Sodat jy deel kan wees van die kerk, en sodat mense deur jou uitleef van God se gawe God kan leer ken. En ek gaan vanoggend baie voorbeelde gebruik. Elke persoon wat vanoggend iets gedoen het hier by die kerk, het 'n gawe gebruik.
Die mense wat die tee en koffie gedoen het, die gawe van gasvryheid. En so kan ek aangaan, ons gaan daaroor praat. Maar jy moet uit hierdie teks uit hoor, een Gees, een God, een Vader, een Seun, een Heilige Gees. Die gawes kom van God af, deur sy Gees, vir ons almal. Elkeen wat God het 'n gawe. En die rede daarvoor is nie sodat jy die belangrikste lyk nie, maar sodat jy dit doen tot voordeel van almal. Met ander woorde, ek preek nie want ek hou daarvan om voor te staan nie. Ek preek nie want ek word moeg om 'n uur lank in 'n stoel te sit nie. Ek preek want dis my gawe. En as dit nie my gawe was nie, dan het ek dit nie gedoen nie. Dan het ek iets anders gedoen in die kerk. Maar as ek dit nie doen nie, is ek ongehoorsaam aan God wat sy Gees in my gesit het. En ek beloof jou, daar was 'n tyd in my lewe toe ek op skool was en my jaar in die weermag wat ek teen die Here beklei het en gesê het ek wil nie hierdie gawe hê nie. Ek soek die gawe van kreatiwiteit. Ek wil eerder 'n argitek word of 'n siviele ingenieur en ek wil goeders bou. En God het gesê nee. Ek het vir jou 'n ander gawe gegee. En ek het ingegee. So wat is die gawes van die Gees en wat is dit nie? En hier wil ek hê ons moet ek wil hê jy moet asseblief mooi hoor. Die gawes is nie ingebore talente nie. Party mense wat kan goed golf speel, dis nie 'n gawe van die Heilige Gees nie. Dis net jy kan goed golf speel. En party mense wat baie goed kan rugby speel, dis nie 'n gawe van die Heilige Gees nie. Dis wel 'n talent wat God vir jou gegee het en jy kan goed rugby speel. So dis nie 'n ingebore talent nie. 'n gawe van die Gees is iets wat God vir jou gee wanneer jy jou lewe vir God gee. Dan sit hy sy Gees in jou en dan kom maar iets wat jy kan doen vir God binne sy kerk wat net jy kan doen en wat jy 'n bydrae by kan lewer. En dis nie net vir die elite nie. In die Bybelse tyd het God gepraat met die Fariseërs nie, Sadduseërs nie, skrifgeleerdes. In ons tyd is dit die dominees of die diakens of die ouderlinge of die mense wat in die gebedsspan is of die mense wat in die musiekbediening is. Dis die ouens wat hulle lyk so bietjie net een trappie hoër as ek en dis hoekom hulle op 'n verhoog moet staan. Nee, dis nie die waarheid nie. Die gawes is vir almal. Die gawes is vir elke een wat God ken en wat 'n verhouding het met hom. En die gawe van gasvryheid om iemand daar by die deur te groet met 'n blaadjie in hulle hand te sit of om met daar tee en koffie te skink of nou na die offergawes op te neem of die musiek te doen. Daai is net gawes. Dis nie vir die elite nie, dis vir almal. En nie een is belangriker as die ander een. Een is nie 'n teken van geestelike volwassenheid nie. En hier gaan ek dit aspres onderstreep. Daar's kerke wat sê, dat as jy nie in tale praat nie, het jy nie die Gees nie. Leuen. Ek gaan vir jou tekste wys wat sê, nie almal het die gawe om tale te spreek nie. Sommige kry tale, nie almal nie. Dis hoe dit is, en vir jare lank, ek beloof vir julle, vir jare was ek op my knieë. Het ek 'n vriend gehad wat my gehamer het en gesê het, jy moet bid, want jy weerstaan die Gees. Want jy het nie tale nie, want jy's opstandig in jou gees. En ek het vir jare lank gebid. En toe het ek eventueel vir hom gesê, weet jy wat, ek het nou vir jou geluister, en ek het vir die Bybel geluister, maar ek dink die Bybel is reg en jy's verkeerd. Dis nie 'n teken van geestelike volwassenheid nie. Iemand wat 'n gawe van die Gees het, wat manifesteer, wat jy kan sien, is nie op 'n geestelike hoër trappie is wat jy is nie. Dis ook nie die vrug van die Gees nie. In Galasiërs 5 kry ons die vrug van die Gees, wat sê die vrug van die Gees, een vrug, die vrug van die Gees gaan oor 'n gesindheid van ons hart. Dis God wat ons karakter verander. Die vrug van die Gees gaan oor vriendelikheid, selfbeheersing, daai tipe goed. Dis karaktereienskappe. Ek het nou 'n jong man gesien met 'n T-shirt of 'n van daai lang T-shirts wat sê attitude. Die gawes van die Gees is 'n goddelike attitude. Die vrug van die Gees is 'n goddelike attitude. Die gawes is iets anders. En is nie iets wat jy moet vrees nie. Dis nie iets waarvoor jy hoef bang te wees nie. Want sien, party kerke gebruik die gawes van die Gees om mense mee pak te gee. 'n Profeet kom en hy spreek goed oor jou uit en hy sê vir jou goed en dan moet jy in vrees en bewering staan want God het 'n oordeel oor jou uitgespreek. Ek sal dit nooit vergeet nie. En ek het al die voorbeeld gebruik, maar as jy dit nog nie gehoor het nie, dan moet jy dit vandag hoor want dit is belangrik dat jy dit hoor. Ek kan nie eens onthou waar dit gebeur het nie. Iemand my gebel het of my gesien. Maar iemand sê vir my hierdie woorde, net heel aan die begin van Dynamis, sê iemand vir my,
Ek het by die Here gehoor, 'n profesie wat ek vir jou moet gee. Jy's besig om met vuur te speel en die Here sê jy gaan jou vingers verbrand en jy gaan alles verloor. Ek het my dood geskrik. Mors dood geskrik. Ek het na my huis toe, ek het vir my vrou gesê, ek het my vriende gebel. Ek het gesê asseblief bid, help dat die Here my openbaar waar my lewe is ek besig om te oortree. Wat is ek besig om te doen? Ek wil nie in stryd met die Here wees nie. En ek het vir maande lank gebid en God se wil gesoek en elke liewe sonde wat ek aan kan dink, het ek uit my lewe uitgehaal. En selfs sondes wat ek nie gehad het nie, het ek bely. En eendag toe kry ek die ou in Checkers en ek sê vir hom, "Jesus, like daai woord wat jy gespreek het oor my lewe, dit spook by my. Ek kan," en hy kyk my so en hy sê, "O ja, ek het agterkom, dit was nie vir jou nie." Really? So iets wat ek vir jou wil sê, is die gawe van die Gees plaas 'n verantwoordelikheid op ons. En dat wanneer jy 'n kind van God is en jy het sy Gees, dan het jy gawe en jy moet agterkom wat dit is, sodat jy dit kan uitleef, met verantwoordelikheid en afhanklikheid van God, maar jy moet dit uitleef, want eendag gaan hy voor jou staan en hy gaan vir jou vra, hoekom het jy elke Sondag opgedaag by die kerk en die kerk het gesukkel met mense om te help by die kinderkerk, of die kerk het gesukkel met dit, of die kerk het gesukkel met dat, en jy weet dat jy kan. Maar jou gerief het jou vasgehou. Jou verskonings het jou vasgehou. Die gawes plaas 'n verantwoordelikheid op ons, maar dit is nie 'n ingebore talent nie, dis nie net vir party mense nie, dis nie 'n teken van geestelike volwassenheid nie, dis nie dieselfde ding as die vrug van die Gees nie, en dis nie iets wat jy voor moet bang wees nie. So wat is die gawes? Romeine 12, 'n lys, 1 Korintiërs 12, 'n lys, hier kom dit. Okay, sorry, ek het die teks nie daar gesit nie, ek moet dit saam met jou lees. Romeine 12. As jy jou Bybel gebring het, wil ek vra dat jy saam met my soontoe sal blaai. As jy hom nie gebring het nie, gaan kyk dit by die huis. As jy nie jou Bybel gebring het nie, kan nie onthou wat se tekste ek gegee het nie, gooi vir my 'n WhatsApp en ek stuur vir jou die tekste aan. Romeine 12 vanaf vers 6. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God vir ons elkeen gegee het. Met ander woorde, jou gawe is 'n gawe van genade. Nie iets wat jy verdien nie omdat jy grand is nie. Dis God wat sy onverdiende guns oor jou uitstort. En ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As dit is om te profeteer, met ander woorde om God se wil vir mense bekend te maak, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. As dit is om mense te dien, doen dit met oorgawe. Met ander woorde, jy hoef nie skaam te wees as jou gawe diens is en dit beteken jy's agter die skerms en mense sien nooit hoe jy nagmaal inskink of hoe jy vertrekke skoonmaak. Ek was een keer in my lewe was ek by Willow Creek in Chicago en hulle moes mense kry 'n groot kerk. Hulle sit 20,000 mense deur die deure oor 'n naweek. Hulle maak die toilette skoon tussen 11 in die aand en 2 uur in die oggend. Dis wanneer toilette skoon gemaak word. So om daai volumes mense, 2 dienste op 'n Saterdag aand, 2 dienste op 'n Sondagoggend, 2 dienste op 'n Sondag aand. Dan moet die toilette op hierdie onaardse maniere skoon gemaak word en hulle het mense gesoek wat die toilette moes skoonmaak tussen 11 uur die aand en 2 uur die oggend. En ons daag op by een van hulle gemeentedienste om te gaan kyk hoe hou hulle kerk. En hulle kondig af, ons het mense nodig. En ons gaan na die infotoonbank toe en ons vra vir hulle hoeveel mense het opgedaag en gevolunteer om toilette skoon te maak tussen 11 en 2. Toe sê hulle, ons het 8 mense nodig gehad, ons het meer aansoeke as wat ons nodig het, ons gaan moet onderhoude voer vir mense om die toilette skoon te maak tussen 11 en 2. En ek gaan vir jou sê, in die geskiedenis van Dynamis, met groot skaamte sê ek dit, het ons nog nooit onderhoude gevoer, want ons het te veel mense gehad wat gesê het, ek stel myself beskikbaar nie. Dis iets van ons Afrikaanse mense, ek weet nie hoe dit is nie, ons is groot gemaak in hierdie kultuur van die dominee doen alles. En dit is nie so nie. En dis dominee se skuld, want dominees het in die ou dae alles gedoen. Want dominees is so maklik kontrolfreaks en ek erken dit van myself ook. Die gawes is gegee vir die hele liggaam, vir die hele kerk en elkeen moet sy plek vol staan. As jy die gawe het om onderrig te gee dan kwaliteit onderrig. Daai is die gawe om by die kinderkerk te wees of by die jong mense te wees hierbo. As dit is om mense op te beur,
Met ander woorde, die gawe van bemoediging. Lê jou daarop toe. Met ander woorde, as die Here vir jou 'n naam in jou kop sit, dan moet jy vir daai persoon 'n WhatsApp stuur of jy moet 'n gebed doen. Jy moet daai persoon bel, vat vir koffie. As dit is om materiële ondersteuning te kan gee, doen dit sonder bymotiewe. Ek het een keer iemand gehad wat die eerlikheid gehad het toe ek in die NG Kerk was en hy het vir my gesê, Johan, die Here het my geseën met materiële hulpbronne en ek weet my gawe is om te gee. Ek sukkel om te weet wanneer moet ek ja sê en wanneer moet ek nee sê. En hy het vir my gesê, Johan, sal jy my help elke keer as iets oor my pad kom, dat ek saam met jou, dat ons saam kan bid sodat die Here my kan help, sodat ek my gawes gebruik soos God wil hê ek dit moet doen. As dit jou gawe is om leierskap te hê, hanteer dit met toewyding. As jy die gawe het om mense in nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Moenie fyns dat jy mense liefhet nie. 1 Korintiërs 12. Gou sin toe braai. Die volgende lys van gawes. Nie een van die lyste is volledig nie. 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11. Elkeen van ons ontvang 'n manifestasie of 'n gawe van die Gees. Elkeen van ons om die gemeente te bevoordeel. Aan die een gee die Gees die bekwaamheid om goddelike wysheid te verkondig. Aan die ander een 'n gawe van kennis. Aan iemand anders gee dieselfde Gees 'n besondere geloof. Aan iemand ander die gawe van genesing. Aan iemand anders die vermoë om wonders te doen. Aan iemand anders die gawe om tot profesie. Aan iemand anders die vermoë om te onderskei in geeste. By vroue daai taal. En dan hoor hierdie of daai gawe, dan hoor hierdie woorde, aan iemand anders die gawe van praat in tale. Verstaan jy, dis 'n lys, hierdie een kry dit, daai een kry dit, daai een kry dit. Dis boere Afrikaans, dit staan so daar, dis dieselfde in die Grieks, dis dieselfde, daar staan nie, elkeen kry die gawe van die Gees nie, ag die gawe van tale nie. Dit is een en dieselfde Gees wat al hierdie gawes bewerk, soos hy dit uitdeel en soos hy dit goed vind. En dan sê hy, die menslike liggaam het baie ledemate, net so het God se liggaam baie ledemate en elkeen saam vorm sy liggaam. En ons moet daai gawes gebruik soos 'n liggaam, sodat elke deel sy deel doen. As jy op spysverteringskanaal nie sy werk doen nie, gaan dit redelik ongemaklik raak. As jou oë nie hulle werk doen nie, gaan jy kan bestuur nie. En so kan ons aangaan, en dis hoekom kerke so sukkel, want ons dele van die liggaam wat nie hulle deel doen nie. Maar ek wil vir jy moet vanoggend dit hoor. Ja, daar's besondere gawes of spectacular gifts soos party mense dit noem. Die gawe van genesing is spectacular. Die gawe om mense die dood op te wek, om wonders te doen. Daai goed lyk op die oog af super amazing. Maar weet jy watter is die gawes wat God prys in sy woord? Die gawes wat God prys in sy woord is die gawes van diens. En die gawes van diensbaarheid. Watter gawes het Jesus gemodelleer in sy lewe? Watter het hy oor gebrek in sy lewe? Ek het gekom om my lewe te gee in diens aan mense, het Jesus gesê. Hy het nie nooit gesê, ek is hier sodat mense die dood opstaan. Hy het dit gedoen, maar hy het nie die spotlight daarop gesit nie. Hy het mense gesond gemaak, maar nooit die spotlight daarop gesit nie. Jesus het die spotlight gesit op diens. Want dis die onderliggende beginsel van al die gawes, is diens verander. Laas Sondag het ons baie gesê vir Johanna en hulle ding het so uitgewerk dat hulle vanoggend, lyk my die laaste keer hier in die diens is, en hulle het gewelkom gesê by die deure. Nou het ons tekort aan mense by die deure, ons het 'n serieus tekort aan mense wat by die kinderkerk moet help. En 110 ander plekke. Ons het die voorreg om nog 'n musiekbediening te hê, maar as nog mense na vore kom, wat die gawe het om natuurlike talent het, om musiekinstrumente te kan speel en op die verhoog te kan wees, en daai gawe wil gebruik, en dit tot dienste wil stel van God, dan kan ons elke Sondag 'n vol band op die verhoog hê, nie 'n halwe band op die verhoog hê. En so kan ek aangaan en aangaan. Jy het 'n gawe. Jy kan nie op 'n Sondagoggend net opdaag, luister en loop nie. Ergens gaan God vir jou vra, wat doen jy vir die kerk? Ek het my lewe gegee aan 'n kruis, sodat die kerk geboorte kan kry. Elke Sondag kom die kerk, sê die Here, en die kerk maak sy deure vir jou oop, en jy kry boodskap van God, en jy kry geleentheid om saam te worship, en jy kry koffie, en jy kry al hierdie goed. Wat doen jy? Dis wat God wil hê, ons moet antwoord met die vraag rondom sy gawes. Nou, hoe ontdek ek my gawes? Hoe weet ek dit? Want jy kan nou hier sit en sê, ek weet nie wat dit is nie, so dis hoekom ek dit nog nie doen nie. Wel, bestudeer God se woord.
Kyk watter gawes is daar. Vra die mense om jou. Vra God om jou gawes te wys. Daar agter is 'n vraelys. Hoe kan God my gebruik? Jy kan hom invul. Moenie een vir elkeen vat nie. Vat een per huis. Sodat daar genoeg is vir mense wat wil vat vanoggend. En as jy nie een kry na die diens nie, as hulle almal gevat is, stuur my WhatsApp en ek stuur dit vir jou digitaal. En dan moet jy begin doen wat die Gees jou lei om te doen. Jy moet jouself beskikbaar stel. Jy's 'n groot mens. Wanneer ons bedieningsvenote deel maak van die gemeente, dan het ek hierdie gesprek met hulle, dan sê ek vir hulle, God sê jy is deel van sy liggaam, jy het 'n gawe, ek gaan nie vir jou by jou kom staan en vir jou sê, wat gaan jy vir die kerk doen nie? Ons sal aankondig en sê ons kort hierdie of ons kort daai, en dan moet jy step up. En as jy nie step up nie, is dit tussen jou en die Here. Ek en jy het gawes, en ek wil vir jou sê, dat wanneer jy jou gawes begin gebruik, dan gaan die Here spectacular goed deur jou lewe doen. Die getuienisse wat ons kry van oor die jare van mense wat koffie skink, of help by die kinderkerk, of mense wat dit, of mense wat dat, wat sê, maar iemand kom na my toe na die diens en sê vir my, weet, daai lied het my aangeraak, of my kind het die Here leer ken as gevolg van 'n gebed wat jy vanoggend by die kinderkerk gedoen het, of wat ook al. As jy jou gawes begin gebruik, gaan jy agterkom hoe God mense aanraak deur jou. En ja, dit is tot voordeel van die gemeente, maar dit gaan jou vervul en jou geestig. Vrydag aand is Joshua na die reën. En die Here het 'n paar mense in ons gemeente geseën, dit gaan met hulle goed. En Vrydag aand is Joshua na die reën se die band wat op die verhoog gaan wees, is geborg. 'n Paar mense in die gemeente het betaal sodat hy kan kom, sodat ons aand saam kan kuier en sodat die kerk geld kan hê en geld kan maak en 'n lekker aand kan hê, ons saam as 'n geestelike familie kan kuier en by mekaar kan wees, maar dit het 'n paar mense gevat om te sê, ek is bereid, hier's my gawe, ek stel dit tot diens van God. En Vrydag aand wanneer Joshua na die reën sing, gaan ek nie sê hierdie mense het dit gegee nie, want hulle het dit nie vir my gegee nie, hulle het dit nie vir jou gegee nie, hulle het dit vir God gegee, hulle doen dit in diens van God, en hulle name gaan nie ergens op 'n plaatjie staan nie. Hulle name is klaar opgeskryf in die boek van die lewe, en dis goed genoeg. Hulle het 'n gawe en hulle gebruik dit tot diens van God. En dis amazing om dit te sien. So ek vra jou vanoggend, wat is jou gawe en gebruik jy dit? Maar die grootste gawe van almal wat God vir al sy kinders gee, is hierdie een. Wat die sonde uitbetaal is die dood. Maar God se grootste genade skenk is die ewige lewe, wat ons deel word deur Christus Jesus ons Here. Daai geskenk het hy vir jou gegee, toe jy sy kind geword het. En daarna het hy vir jou nog 'n geskenk gegee, sy Heilige Gees. En daarna het hy vir jou nog 'n geskenk gegee, of 2 of 3, die gawes van sy Gees. En God sê, ek gee jou die ewige lewe. Ek gee jou my Gees, wat elke dag en elke oomblik by jou is, en jou lei, en jou bemoedig, en jou reg help, en intree vir jou, en al daai goed wat ons in die afgelope paar Sondae oor gepraat het, oor wat doen die Gees, en ek gee my Gees, sy gawes in jou, en dan sê God, right, dit alles het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? En ek wil dit weer sê, as enige iemand vir jou sê, omdat jy nie spreek in tale nie, het jy nie God se Gees nie, hy lieg. Die teks in die Bybel staan daar, vir elkeen gee hy 'n gawe soos die Gees wil. Die gawe van tale is nie vir elke persoon nie. Punt, klaar. Daar's geen Griekse teks wat dit sê nie. Nêrens kan dit so geïnterpreteer word nie. En ek beloof jou, ek het al my dosente gaan vra. Dis 'n leuen. Ek hoor die ander dag nog groter leuen. Toe staan iemand op en hy sê vir 'n klomp jong mense, en hy sê vir hulle, die gawe van tale is die hek, dis die deurgang tot al die ander gawes.
As jy nie die gawe van tale eerste wys nie, gaan jy geen van jou ander gawes kan ontdek nie. Wat 'n absolute leuen. Die hek tot die gawes van die Gees is die Gees. En jy het hom die oomblik as jy jou lewe vir God gee. Die Here het nie 'n hekkie daar gesit en gesê, as jy nie in tale kan praat, dan kan jy nie preek nie. As jy nie in tale kan praat nie, mag jy nie tee skink nie. Wat 'n absolute strooi is dit. Mag die Here ons vergewe. En as ek ooit enige leuns vertel van hierdie verhoog af, mag die Here dit vir my wys en mag ek dit bely. Maar oor hierdie moet jy duidelik wees. Jy het 'n gawe, jy het dalk meer as een. En as jy die gawe het van tale, of die gawe van wonderwerk, of die gawe van genesing, of enige ander gawe, dan is jy nie belangriker as enige iemand. En ons kyk nie neer op mekaar, op grond van ons gawes nie. Jy gebruik dit tot eer van mekaar. En ons het mekaar nodig. God se kerk het jou nodig, Dynamis het jou nodig. Maar as jy nie vanoggend hier is en van Dynamis is nie, en as jy in Turkye sit, of as jy in Italië sit, of waar ook al jy is, of Ierland, of Engeland, of waar ook al jy is, moet jy by 'n plaaslike gemeente ook betrokke raak, en daar jou gawes uitleef. Ja, jy kan jou preek in Afrikaans hoor en vir ons luister, maar gaan soek ook 'n plaaslike kerk, waar jy jou gawes kan uitleef. In Hoedspruit en in Potties en in waar ook al. Of bel my en ons stig 'n Dynamis satelliet daar en ek leer jou hoe om Dynamis te wees op 'n ander plek. Maar ons kan nie vanoggend die verskonings gebruik en sê ek het nie geweet nie, want na vanoggend kan jy nie sê ek het nie geweet nie. Jy weet jy het God se Gees. Jy weet hy het 'n gawe. Hy sê hy gee dit vir elke een sonder uitsondering en God wag vir ons om dit uit te leef. So, ek sê dit weer. Dynamis het altyd plek vir mense wat hulle gawes wil gebruik. As jy jou gawes wil gebruik, bel my, kom sien vir Shamaine, stuur ons 'n WhatsApp, ons sal jou help ontdek en ons sal jou aanwend en jou gebruik tot eer van God, tot uitbou van hierdie gemeente. Maar ultimately, sodat die hemel kan voller word. Dis waarvoor ons hier is om saam te werk om die hemel vol te maak. En dis die gawes van die Gees. Amen, kom ons bid saam. Here God, dankie vir die Gees. Ek gaan begin by die kruis en sê dankie Here vir die genadegawe van u Seun Jesus Christus. Soos hy sê in Romeine 6 vers 23, die genadegawe wat u vir ons almal gee, is die ewige lewe deur Christus. Dankie dat elke een van ons wat ons lewe vir u gegee het daai gawe. Ons het die ewige lewe. Dankie dat elkeen van ons wat ons lewe vir u gegee het, u Gees het. Dankie dat elke een van ons wat u Gees het, 'n gawe ontvang het, ten minste een. Mag ons dit ontdek, mag ons dit gebruik en mag ons dit doen met verantwoordelikheid. Nie om die spotlight op onsself te skyn nie, maar om u te dien soos wat u gedien het toe u op aarde was. Here, as dit is om te dien en voete te was, laat ons dit doen. As dit is om te preek, Here, dan mag ons dit doen. Ag, mag u ons getrou vind die dag wanneer u ons kom haal. Dat ons nie net in die maandag tot Vrydag daar buite bou aan ons eie koninkrykies nie, maar dat ons ook deel raak van u gemeente en u liggaam en bou aan u koninkryk. U kerk op aarde en u kerk in die hemel. Dis waarvoor hy ons roep, Here. Dankie vir vanoggend se woord. En Here, as dit op tone getrap het, dan is dit so, want dan was ons tone in die pad. Kom seën ons, Here, nou. U het vir ons almal gesorg. U het vir ons almal gegee. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons eet, dis hoekom ons klere dra. U sorg vir ons. Kom ontvang ons tiende. Kom ontvang ons offergawe. Nie omdat dit ons geskenk is vir u nie, maar omdat u dit verdien. Omdat dit u opdrag is. Omdat u sê, dit is u maatstaf van ons dankbaarheid. Dit is die minste wat ons kan doen, Here. Ontvang ons tiendes. Ons vang ons offergawes, ons doen dit met kleinmoedigheid, Here. Amen. Baie dankie, ek kry nou die geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Die Here God, jou volmaakte Vader, kom spreek oor jou sy seun. En hy sê vir jou dat hy vir jou sal goed wees en dat hy vir jou sorg, dat hy jou raak sien en dat hy wens dat hy jou meer raak gesien het by die kerk. Dat hy vir jou sy liefde gee, dat hy jou sal goedgesind wees,
Dat hy vir jou sal voorspoed gee. Dat hy hom sal verbind aan jou en aan jou vasmaak, want jy is sy kind en hy is jou pa. En hy sal en hy wil jou seën. Amen.